Kom ons word nou stil voor die Here. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan op sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, hy sal seën wegdra van die Here. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof die Here in die woorde van Psalm 107, Psalm 107 wat betrekking het op die uittog uit Egipte land, die Here se verlossingswerk deur die eeue. Psalm 107, ons sing die eerste en die 4de verse. Loof God omdat hy goed is en dat hy goed is sonder end. Psalm 107, die eerste en die 4de verse, en daarna bely ons geloofsaam. 1 en 4. Ons bely saam met die kerk van alle eeue die woorde van die 12 artikels. Dit is ook hierdie belydenis wat eendag ons toegang sal wees tot die hemelse heerlikheid. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou met verootmoediging na die eise van die heilige God in wie se teenwoordigheid ons hier by mekaar is. En dit is vir ons opgeteken in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir my jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou
voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. 3de gebod, mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. 4de gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei, al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here, die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord nou die Here, sy wet weer deur Psalm 107 te sing, hierdie keer die 7de en die 10de vers. Die koperkerkerdeur het gewaggel voor Gods mag, wat eisters weggebeer het, verbreek het met een slag. Laat hulle hom dank bewys vir redding wat so soet is, hom voor die mense prys, omdat hy groot en goed is. Psalm 107, die 7de en die 10de verse, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. U is in alle opsigte groot. Groot in U skepingsmag, groot in U alwetendheid, groot in U alsiendheid. Groot in U beheersing van die geskiedenis. U is in alle opsigte goed. En U goedertierenheid het geen einde nie. Voordat ons al hier was, voordat daar enige aarde was, was U al goed gewees. En in die geskiedenis het U besluit om vir ons goed te wees. En U het U Seun Jesus Christus aan ons geopenbaar en hy het die magte van die bose verbreek. En hy
sal daar wees tot in alle ewigheid. U is groot en goed. Ons dank U vir hierdie redding en ons dank U vir hierdie genade wat U aan ons bewys. Ons dank U vir hierdie erediens en ons dank U, Hemelse Vader, dat U Seun Jesus Christus hier is om ons weer eens deur die sakrament van die heilige nagmaal aan ons te bevestig dat ons sondes vergewe is. Dat ons toegang het tot hierdie woonplek waarvan ons gesing het. Dat ons toegang het tot U heilige woning, dat ons voor U aangesig mag staan. Dat U Seun se geregtigheid aan ons toegereken het. Ons bid dat ons dan met die nodige ontzag na U woord sal luister. Dat ons met die nodige ontzag vir U Seun Jesus Christus aan hierdie nagmaaltafel sal plaasneem. Ons bid dat die woord deur die Heilige Gees gedra sal word en dat dit veel vrug sal dra. En niks daarvan sal uit onsself uitkom nie, maar slegs omdat U deur U Seun Jesus Christus aan ons genade bewys het en nog steeds bewys. Maak dit dan nou stil in ons binneste wanneer ons hierdie woord oopmaak. Verwyder alles wat skeiding maak tussen ons en U. Laat al die gedagtes van die wêreld, dit wat ons hier saam met ons hier binne gebring het, laat dit eenkant wees. En laat ons slegs ons oë en ons ore rig op die genade wat ons het in die Here Jesus Christus. Amen. Ons lees uit die Evangelie volgens Johannes, in die 4de hoofstuk, lees ons daar die Here Jesus Christus en sy gesprek met die vrou by die put daar in Samaria. Toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink, want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u, wat 'n Jood is, vir my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is, wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepting nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Ons lees tot sover en dit is die Here se woord. Kom ons antwoord nou daarop deur te sing Psalm 42. Psalm 42, die eerste en die 6de vers. Soos 'n hert in dorre streke skreeu en dors na die genot van die helder waterbreke. Skreeu my siel na U, o God,
Psalm 42 verse 1 en 6. Johannes 4 vers 13 en 14, die Here Jesus sê, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water, wat opspring tot in die ewige lewe. Broers en susters, water. Ons kon nog nooit water as 'n vanselfsprekendheid aanvaar nie. Ons voorouers kon ook daarvan getuig, né? Al die plaasname wat sulke fonteinverbintenisse het, Kleinfontein, Grootfontein, Strydfontein, Bitterfontein, soos die aartsvaders Abraham, Isak en Jakob, so was ons voorouers ook watersoekers, pitgrawers, dorslandtrekkers. Maar ons ook, ons geslag ook. Ons wat met lopende krane groot geword het, vir ons is skoon water lankal nie meer 'n vanselfsprekendheid nie. Baie van ons moet deesdae ons water koop ten duurste by die supermark. Ons drink ons water vir geld, so sug die profeet Jeremia ook in sy klaagliedere. Dis 'n lewensstryd van vooraf, vandag se voedsel, vandag se water, en dit hou maar net 'n dag lank. Môre moet daar weer gesoek word. En dan trap die kaalvoete Afrika se veld tot stof, soos die vrouens soggens en saans heen en weer wieg van huis na watergat, emmers en dromme op die kop. Ons is almal mense en ons het die behoeftes van mense van alle tye. Ons pendel heen en weer van huis tot put, van put tot huis, van watergat tot huis. So is die omgang van die natuur.
So skryf Jesaja ook, die ellendiges en die behoeftiges soek water, maar daar is nie, en hulle tong verdroog van die dors. En in ons skrifgedeelte sien ons dat die Here Jesus ook hierdie moeite ken. Ook hy word moeg. Moeg en dors sak hy neer by die fontein. Moeg en honger gaan soek die disippels kos. Dis maar soos dit is en ons aanvaar dit so. Maar ons weet natuurlik, geliefdes, dit was nie altyd so gewees nie. Lang terug, daar in die goue lig van die vars geskape son, het strome water uit Eden uitgevloei, water wat die tuin nat gemaak het, strome van water wat verdeel het en nogmals verdeel het, God se kristalhelder paradyswater, water wat jou dors kon les tot in ewigheid. En ons weet almal dat Adam daardie water laat opdroog het. Deur sy sonde het hy dit laat opdroog, en nou moet die mense grawe en drink en weer grawe om te drink, onder die distels en tussen die dorings moet hy boor na water, wie weet waar. En daarom het Abraham getrek van fontein na put, en daarom het Isak hier 'n put opgegrawe, om dan weer 'n ander put te grawe, en daarom het Jakob 'n put by Sigar gegrawe. Dit was 'n goeie put, 'n standhoudende fontein, tot in die verste nageslag, so standhoudend dat 2 kinders van Jakob saam daar kon sit, 'n Samaritaanse vrou en 'n Joodse man. Wie sou wis wie hy was? Hy is dors, maar hy bied terselfdertyd water aan, lewende water. Hy sê, dis die beste water wat daar ooit is. 'n belofte van lewende water kom uit sy mond, hy wat self droog van die dors is. Is dit nie vermetel nie? Is hy dan beter as ons vader Jakob? Is hy dan beter as die vader van alle putgrawers? Hoe kan daar water wees sonder moeite? So praat hierdie vrou met hierdie onbekende man. Sy meen wel dat sy self ken vir Jakob, dat sy alles van Jakob en sy put weet, en tog ken sy ook nie vir Jakob nie. Dit blyk dat sy Jakob ook nie verstaan nie. O vrou, Jakob lyk miskien vir jou groot, maar die groot seun van Jakob, hy wat meer sou gee en meer sou doen as Jakob, as hy nie sou kom nie, as die verlosser van Israel, as die herskepper van hemel en aarde nie sou kom nie, dan het Jakob te vergeefs geput en weer geput. Maar Jakob het nie verniet water gesoek en weer water gesoek nie. Jakob het ook nie verniet in die nag met die Here gestoei nie. God moes hom seën. God moes sy vriendelike aangesig oor hom laat skyn. God moes vir Jakob lewende water gee. God moes vir Jakob die Messias gee. En daarom het Jakob die put gegrawe om 'n volk aan die lewe te hou. 'n volk wat eendag die Messias sou voortbring, 'n volk wat eendag die onuitputlike bron van lewende water sou voortbring. Putwater moes weer plek maak vir helder, kristalhelder paradyswater. Jakob moes putte grawe. Na hom kom daar nog 'n woestynreisiger, Moses. Moses het dit nog makliker gehad. Moses het deur die genade van die Here iets van die paradys ervaar toe hy die rots met sy staf geslaan het. Moses het water uit die steenrots geroep en die volk Israel het daarvan gedrink en die volk Israel het van die rotswater gelewe en daardie geestelike rots, so skryf die apostel Paulus aan die Korintiërs, daardie geestelike rots was Christus. En die woorde van die profeet Jesaja, dit weer klink vandag nog. Die ellendiges en die behoeftiges soek water, maar daar is nie, hulle tong verdroog van dors en daar antwoord die Here, ek, die Here, sal julle verhoor. Ek, die Here, sal julle verhoor. Ek, die God van Israel, sal julle nie verlaat nie. Jakob
Hy ontsluit die bronne van die aarde, maar Jesus, hy ontsluit die hemelse fontein. Die een gee lafenis vir die liggaam en die ander een verkoop liggaam en siel tot in ewigheid. Nou is die vraag aan die Samaritaanse vrou, wil jy nie meer hê nie? Verlang jy nie na iets beter nie? Jakob was goed, maar Christus is beter, oneindig beter. En selfs Jakob het na iets beter verlang. My siel dors na God, so het ons ook gesing in Psalm 42. My siel dors na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Dogter van Samaria, dors jou siel na God? Dis die vraag. Dis ook die vraag aan ons hier vandag, mede pitgrawers, mede pendelaars. Bo en behalwe jou aardse dors, het jy nie ook 'n sieledors nie? Verlang jy nie ook na iets beter nie, na iets oneindig beter nie? En so sê die Here deur sy profeet Jesaja, wees nie bevrees nie Jakob. Jakob wat ek uitverkies het, wees nie bevrees nie, want ek sal water giet op die dorsland en strome op droë grond. En ek sal my gees op jou kroos giet, my seën op jou nakomelinge, en daar sal uitsprei tussen die gras in, hulle sal uitsprei tussen die gras in, soos wilgerbome by waterlope. Het ons nie 'n behoefte aan iets beter nie? Jy weet dat die Here Jesus vir die behoeftiges gekom het. Jy weet dat die Here Jesus juis gekom het vir die by wie daar iets ontbreek. Vir hulle wat 'n onversadigbare verlange na iets beters het. Dis hulle wat die Here Jesus uitermate gelukkig verklaar. Die saliges was juis hulle, salig is die wat arm is van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word, en salig is hulle wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. So u sien, broeders en susters, u mag miskien staan by die beste fontein, die beste fontein wat daar is. Die heerlikste water kan miskien oral rondom u uitborrel, en u mag dalk meer as genoeg hê. Maar as jy nie dors na iets beter nie, dan is jy nog nie salig nie. Jou saligheid word nie bepaal deur dit wat jy het nie, maar dit wat jy nie het nie. En so desperaat na verlang. Mag dit so wees dat u almal saam met my daar sal staan, saam met daardie feestelike skare wat die apostel Johannes in die boek Openbaring beskryf. Hulle staan voor die troon van God. Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger hê nie, nie meer dors hê nie. Nooit sal enige son of hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle na lewende waterfonteine lei. En God sal al die trane van die oë afvee. Ons vier vandag hier die sakrament van die heilige nagmaal. Vir sommige miskien wel net 'n krummeltjie brood en 'n slukkie wyn, nog 'n ietsie langs die pad vir vandag se honger en dors. Maar ander weer, neem daardie brood en wyn en hulle verhef hulle harte tot Christus en hulle word gelaaf en gevoed met die spyse van die ewige lewe. Want kyk, die dag het gekom soos die profeet Sagaria voorspel het. In die dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei. Die een helfte na die oostelike en die ander helfte na die westelike see. Somer en winter sal dit so wees. En dan wanneer ons aanstonds na die nagmaalformulier luister en ons hoor hoe hy bange Godverlatenheid gelei het, en hoe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie.
En dan mag ons ook byvoeg dat hy ook dors was. Dat hy ook gesê het, ek het dors, sodat ons nooit weer dors hoef te kry nie. En die Gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Amen. Verhef nou u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed voed en versterk, as wat u die tekens van die brood en die wyn tot sy gedagtenis ontvang. Met daardie woorde is daar nou geleentheid om te kom aansit aan die Here se tafel. Wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat sy liggaam vir ons gebreek word, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat sy bloed vir ons gestort is, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Wat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal.
en hy het my uit alle heerskappy van die duiwel verlos, en hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Ons sing Psalm 84 ten slotte. Psalm 84, die 3de en die 6de vers. Welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in U mag vind en op mag gaan na Sions hoogte. En wanneer hul haas van dors verkwyn, dan is die Heer self hul fontein. Die 3de en die 6de verse van Psalm 84. Ontvang nou die Here se seën en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostryke en die kragvolle werking van die Heilige Gees, dit sy en dit bly by u almal. Amen.